Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Ek hoop en vertrou in mekaar. As ons vandag mekaar gaan help, die baat trek vanmiddag. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Moses' assistant says, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them. The children of Israel, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. So die Here beloof oral waar jy jou voetsool gaan neersit, dit gaan ek vir u gee. Dis wat ons moet glo, ons moet die Here op sy woord pak vanmôre. Alles wat nou hier gaan gebeur, alles wat u gaan doen vanmôre, en die Here die eer en die lof gee vanmôre, dan sal hy sal vir jou op pad maak. Want hy sien die hart. You want your heart desires this morning. Kom ons gaan nou weer bid, kom ons gaan aanbiddingskoortjie sing vanmôre. En dat ons die baak kan trek vanmôre, dat ons kan aangaan en die Here die eer gee. Want die Here beloof ons in sy woord, moenie bang wees. Because I will be with you. Moenie bekommerd wees nie. Hate you know and work for me to hate and harm and work for me for food and leader, so rain and flame that we are set.
die koordigter sê jou onthou en ook vir my toe hy daar gehang het. Hy het gedink van ek en u toe hy na die kros toe gaan. Dis waarom ek sê vir u vanmôre moenie bang wees nie. Hy sê vir Joshua moenie bang wees nie man. Ek is met u vanmôre. Moenie worry nie, die Here is met u vanmôre. Dit maak nie saak wat u deurgaan vanmôre nie. Hy is met u vanmôre. Kom ons gaan nog 'n enetjie kry vanmôre en die gehoor uit vanmôre. En die Here sal ons ryk seën vanmôre. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Halleluja. Kom ons gaan ons hoofde buig en ons oë sluit vanmôre. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom vanmôre. Here, kom gee die eer, die lof, die aanbidding kom aan U toe vanmôre. Because You are the Alpha, You are the Omega. You are the beginning and the end this morning, Father God. You are El Shaddai this morning, Father God. We give You the praise, we give You the honor this morning, Here. Here, ons kom vanmôre voor U troonkamer vanmôre, Here, om U die eer en die lof te kan gee vanmôre, Here. Here, help ons vanmôre om nie rondom ons te kyk vanmôre nie, Here, maar om vir U die eer en die lof te kan gee vanmôre in die magtige naam van Jesus Christus vanmôre, Here. Here, kom bring nou hierdie ding werk voor U vanmôre, Here. Here, kom seën dit nou verder, my Vader. Here, van dis nie wat ons gesien wees vanmôre nie,
my Vader, Here, maar om U naam op te lig, Here. Let me exalt your name this morning, Father God. Come and bless us now, Father, my Father God. Here, daar wat ons swak is, my Vader, sit ons dit in die sterke hand vanmorgen, in die machtige naam van Jesus Christus, Here. Here, ek kom bid by ieder en elke ene, waar die tyd uitkom kom het om hier te kan wees vanmorgen, Here. Here, kom steun hulle ook verder, my Here. Here, sal ook hulle tong en lippe vanmorgen, laat hulle die prijses na U toe laat gee vanmorgen, Here. Here, van U ken die begin tot die einde, Here. Dis waarom U hier voor ons kom, opgelicht het vanmorgen, Here. Here, U het ons wakker gemaakt, Here. Is die blessing dat U vir ons gegeen het vanmorgen. In die machtige naam van Jesus Christus, gee ek die eer en die lof, kom alles aan U toe, Here. Here, ek bid ook vir ons boodskap draai vanmorgen, Here. Here, dat U sy tong en lippe sal salf, Here. Dat U sal spreek, so spreek die Here van die leerskade. Here, soos U is, my Vader. Soos U is met ons vanmorgen, Here. Here, kom salf ons nog verder, as ons hier die verrichting aangaan, my Vader. In die machtige naam van Jesus Christus. En dank zeggen, amen. Amen. Hallelujah. Give the Lord the praise. Give it the Lord. Give it to the Lord. Kom ons gaan nog aanbiddingswoordje inkrijgen. Nog aanbiddingswoordje inkrijgen vanmorgen. Yes, Lord. Is hier om ons te sien. Yes, Lord. Hy is hier om ons te sien. En opgestaan uit opgevaar is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy het opgestaan en opgevaar is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy het opgestaan en opgevaar is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy het opgestaan en opgevaar is hier om ons te sien. Oh, Hy is hier. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy het
Halleluja. 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 Hey. En weet nie wie wat julle gesing het. Glo julle wat julle gesing het vanmôre. Julle het gesing, hy is hier om ons te seën. Glo jy dat hy hier is vanmôre? Wat hy ook kan seën vanmôre. Is net hy wat ons kan seën. Daar's niemand anders en dis Jesus Christus. Die een wat vir ek en u kom sterf het. En hy gaan nie weer die tweede keer kom om te sterf nie. Hy gaan die keer kom om te kom haal die wat syne is. Halleluja. Not gonna die for a second time. The first time is over. Hy het vir ek en u gesien toe hy op daar gehang het. Toe hy daar hang om te sien het vir ek en u. En het sy gesig gespoeg. En het sy baard uitgetrek. En het hom gemartel. He even prayed and asked his own father, he asked his father, please let this cup pass me by. Hy sê vir sy, hy praat vir sy pa, dat die kap, moet die kopie moet bygaan, want hy weet wat die ding gaan doen. En ja, gebid dat die sweat verander in bloeddruppels, so het Jesus gebid die dag, so hy sy pa gesoebaar het om die beker weg te neem. But never mind, en hy soebaar sing hy vir ek en u vanmôre. Ek het vir ek en u gesien vanmôre in hy gebed en toe verander hy sy gebed en hy sê vir sy vader, hy sê, maar nie my wil nie, die wil geskied. Because he knows what is going to go through this thing. Hy wil wat ons gekyk het van Passion of Christ, that's nothing. That guy tries to do it. But it was worse than what was happening in Passion of Christ. Died for me and for you. Glad this morning. Dis nou 'n jaar wat ek nou so noem. Die genade van die Here dat hy dokters ingesit het wat my aandarm kon red. En ek werk met die aanhewing, werk, ek doen sy doen. Wat nou as hy heel afgegaan het, en was het bietjie moeiliker. Maar net die Here weet alleen. He's the God of everything. That's why he said, David in Psalm 121, hy lig sy oë op na die berge. Waar sal sy hulp vandaan kom? Sy hulp kom net van die Here wat hemel en aarde geskapen het. That's why we have to put in, you must know who is your source of life. You must know your Creator in your heart. You must know it. Tot in jou siel moet jy weet, hier is God in jou lewe. Sometimes we dwell off the path. But the Lord come and keep peace. Die Here kom en kom trek jou net weer terug waar jy vanaf gedwaal het. Die Here sal jou nie force, He will never force you to come and serve Him. You just have to step forward and say, Lord, here I am. Die Here, hier is ek. 'n sondaar. Ek is 'n sondaar. Dis waarom Jesaja gesê het, Jesaja met die woord gesê, alle jou sonde so rooi soos skarlaken. Ek sal dit wit was soos sneeu.
Alles is toe purperrooi, dit maak nie saak wat se sonde het jy nie. It doesn't matter what sins do you have, the God will wash it away. You will make it white as snow. Dat beteken hy gooi dit van die ooste van die weste. Kyk hoe ver is die ooste van die weste af, hy gooi dit toe weg. Hy dink nie eens aan dit nie. But you must know, as a priest wat jy moet betaal ook, alles is nie verniet nie. Even die Here is nog nie net verniet nie. Hy is genadig, maar as alle prijs is wat hy sal betaal. Brothers, net, zodat die hemel is mee gekomen en David vraag, is hy jou sê, die dinge wat ek gedoen het was ook nie goed in Godse oor nie, maar God het gesê, sy man na my hart, because he knows how to praise God when he sins. He knows where to go and run. Kom ons gaan nog aan met het skoorkie. En weet julle is so oor muzikante, ek dink, muzikante moet nou elke week wegneem. En dan net daar die bank gaan sit. Nie laat die instrument jou opkikker om die Here te prys en te loop. Jy moet nie laat sulke dinge jou opwakker om die Here te loop en prys. Look now. You're so used to these things when the ting, 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 ting. Now you can't even try to sing.
God van bo. Daar is niemand soos die Here nie. There's no one. Jy weet toe God vir Abraham beloof het, hy het eintlik 'n covenant gemaak met Abraham. Hy het rondom hom gekyk, want hy kan nou nie. Hy weet nie wie met getuie is nie, want as niemand hoor as wat hy is nie. Dis die God wat ons eintlik behoort te behoort. Hoor, hoe so wat Dawid die Here. Hy sê, ek roep na U, Here, my rots moet tog nie dood wees vir my nie. As U bly so, sal ek wees soos 'n sterwende. As die Here nie antwoord van net ons dooie is. Sometimes we think God is not answering, He's answering. Just God His own time, but His time is always the right time. And His time is always on time. Dis hoe Dawid so wat na die Here, roep na die Here. Soms roep ons na die Here, dan lyk dit so, dinge wil nie uitwerk nie, maar die Here is daar toe gehoor. Maar anders gebeur dit in sekondes nie. Maar anders gebeur dit soos môre. Maar anders is dit 'n week, maar anders is dit 'n maand, maar anders is dit jare. As 'n man wat die Bethesda gesit het vir 38 jaar. Dit was 38. Hoe lang het hy die Here aangeroep? 38 jaar krippel lê. Soms is ons lewe ons krippel vir 40 tot 50 jaar is ons krippel in ons lewe. Because when we don't want to come nearer to God, He's our answer to our prayers. It doesn't matter even if alles is siek of al maak jy nie gesond nie, hy bly die Here. He stays God. Doesn't matter what you're going through. Maar die Here kan jy nie vermaak nie. You will never. Ek kyk gister op YouTube aan 'n video. Hy wys ons van the guys who mock God. Hulle lewe nie lank as jy die Here dink jy vermaak nie. Hy manne die lyk my die ene 26 jaar sterwe hy van dit. Ek gedink God is hy jong. Alles 34. Ander enetjie is die popstars en goede wat dink hulle is God. They die before the time because when they don't recognize God in their lives. They want to play God, you can't play God. What's about those people? We have, that's why David sal altyd sê, ek roep die aan. En sê, benauwd dit roep hy vir God aan. Kom ons gaan my woord sê. Ons gaan my woord sê, miskien is ons net bietjie pas geworden.
Hallelujah! Hallelujah! I hear is good. God is good. Ja, hy trek 'n laar rondom sy volk. Hy ken sy volk. Hy ken die wat sy is vermoord. Kom ons gaan nog 'n koortjie sing. Laat ek so baie alleen praat. Nou, dat ons die diens lig. Dat ons die diens vat na die Here toe. Nie vir my sing nie. Sing vir die Here. Because He's God. Want as jy vir my hier gekom en dan maak jy die grootste punt in jou lewe. Ek en jou baie disappoint. Ek is mens. Ek kan ook vir jou sê, ek kan vir jou morgen die dan gee, dan kan ek kom morgen en dan sê ek sommer vir jou nee, want ek kan jou nog nie meer help nie. Ek maak gewoon voor dat jy na my moet heen. Ek kom nie hier vir my. Hier moet nie vir die Here kom. Die Here prys saam met die saints. Het is goed om saam te kom, om die Here saam te dien en om die prys te gee. Maar nou sê Jesus en sê, Jesus, gaan in jou binnenkamer. Ek gaan bid daar in die binnenkamer. Ek is nog lekker om by te komen die krijg, die was. Dus de boze, die niet meer weet. Hoe stem dat? Kom je Hallelujah, Jerusalem is onze huis. Sê, Hilkiah laat my is onze huis.
As ons naby huis is ons tyd gaan maar Charlie die storie van Christus sê wat hy daar op YouTube gehoor het. Hy broer sê sy is 90 jaar oud. Ons moet duidelik sê nog van swart mense, hoe sy swart mense gesien het. Maar hy is 'n lang storie. Sy sê, she grows up like that. They teach her like that how is black people. But when she died, and she's sent into heaven. Soos jy groot gegaan het, soos sy sê. Maar toe sy nou in die hemel kom, toe sien sy vir Jesus daar. Sy sê, die prentjies wat hulle so wys, is ver van Jesus af. Sy sê, Jesus is 'n breinbakte man, met brein groot oor wat hy het. Say, he teach about the black people. Hoe sy geleer, kyk, sy het in apartheid grootgeword daar in Amerika. Sy sê, nou lewe sy nou by die hemel. Because why 90 years you are ready to be great, you're next to be great. 90 years. Sy moet nou wat weer bly. Voor sy kan sondig. Want die mens kan in 'n oomblikse tyd in sondig in die hemel mis. That's why she says she's now on her knees and she's praying for everything now. Amen, baby. Miskien kan jy iemand sit vanmôre. Miskien is 'n dankbare hart vanmôre. Miskien is jou hart dankbaar vanmôre. Wat die Here in jou lewe gedoen het. Just to come and say, thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you that you wake me up this morning, because me and you were dead last night. You never know where were you last night when you were asleep. Die Here kon het so moontlik gemaak het dat jy nie opstaan nie. Maar hy het goed gevind vanmôre dat jy in die huis van die Here moet wees vanmôre. Vanmorgen moet ik een pastoor gegeven. Pastor Virgil is goed, altijd die waren is goed en mooi naam van de Jezus Christus. Daar is ons nie 'n ander naam wat ons natuurlik kan goed vanmorgen met die naam wat krag dra en naam wat verlossing bring. Ek is net baie dankbaar vanmorgen. Soos broeder het nu gesê dat ons jaar wat ons deur die aan te dan gaan wat hy het so in gehad het. En ek is regtig dankbaar vir die Here, die Here het ons deur gedra tot nou toe. Gister was 'n mooie jaar geweest. Hier is regtig goed vir ons dierbaar. Pastoor het ons gehuil, pastoor was by die hospitaal, Luco was by die hospitaal. Ons het gehuil, ons het gelag. Die aand van die 7de, wat die is gebeur het, as ons op en af ons bidings en geslaap het toe. Ek weet nie, as net iets in my mag, ek kon net geslaap het, die kan slaap, niemand kan slaap. Saterdagoggend is ons maar weer op. Maar die Here is goed hier waar. As jy nog een Here in jou lewe het, moet jy plan maak om die Here in jou lewe te kry. Die Here is regtig goed vir ons. Ek weet hier, regtig is hoeveel broere wat hier ooit kan nie, maar so moet die Here doen, ons moet die Here dien, ons moet die Here dien, met hart en ziel. Ek dink, wat sê dat in Psalm 37, van rustig jong, van dat sal jou veel begeerders van jou hart. So ons weet nie waarom die Here kan die Here dien. Maar die Here sien ons elke dag, hy maak vir ons op weg. Hy maak vir ons op weg. Hy laat ons weet, genoeg weet. So, ek is regtig baie dankbaar vir die Here. Die woord van die Here sê, wees gehoorsaam is beter as offerandes. Ek dink, as jy gehoorsaam is, dan sal jy ook jou offerandes gee. Dan sal jy ook die Here dien. Dan sal jy die dinge doen wat die Here wil hê jy moet doen, as jy gehoorsaam is. So, daai wat die woord van die Here sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes. As jy gehoorsaam is, dan sal jy al die dinge doen wat die Here
graag wil hê jy moet doen. So kom ons verlustig ons in die Here man. Al gaan het opdraad, al gaan het afdraad, laat ons verlustig in die Here. Laat ons nie net, as het goed gaan die Here, as het zwaar gaan, dan ken ons die Here, maar as het goed gaan, dan ken ons die Here. Laat ons die Here ken in zwakheid en sterkheid en die Here sien. Yes, Lord. We praise you, we honor you this morning. We give you praise. Thank you, Lord. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand for you to do. Nou die Here sê ons gaan nie met moeilike tye gaan en ons streke gaan. Maar hy sê do not fear because I am with you. So al voel u miskien oorweldig of onseker of wonder, al het u deur 'n moeilike tyd voel swak of weet met die Here is met jou. En die woord sê ook, I will uphold you. So wanneer u voel u hulp weet aan, weet dat u die Here hulp in u. Dit staat dat jy dan dankbaar. Hallelujah. Praise Him. Here did not come out of people. Word from the Here said, fear the Lord your God. Hy sê nie moet bang wees vir die Here. Hy sê net, Engels sê dit nou, in Afrikaans klink dit baie kras. Nou in Engels is dit kwy, hy sê fear the Lord. Just you have to fear Him. Not that you have to be afraid of Him. As if you have the fear of the Lord inside of you, you will know what God needs from you. And what God wants you to do in your life. Ek groet u in die wonderlijke naam van onze Jezus Christus, broers en sisters, geliefdes, dierbares, kinders van die Here. Die woord van die Here sê so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Prys die naam van die mense, soos ek laas week gesê het, die geleentheid, mense is net dankbaar vir die geleentheid wat die Here create, vir elkeen van ons om expression te gee van dit wat 'n mens voel ten opsigte van dit wat die Here vir mens doen. Die Here doen dan so baie dinge, ons staan hier deur die genade van die Here. Amen. Ek staan hier met deur die genade van die Here, want die Here is vir ons goed. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Prys die naam van die Here. So ek wil net lees hier, so 'n ding wat ek voel, so ek wil net praat hier uit Psalm 34. Psalm 34, Psalm 34, dit spreek oor sekere dinge wat 'n mens voel en dinge wat 'n mens moet doen en hoe die Here mens sien en wat ons moet doen ten opsigte van onze verhouding met die Here. Amen. Psalm 34, Psalm 34. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice.
Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. And he comes in verse, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people. For those who fear him lack nothing. And the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked, and the foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. A baie powerful psalm wat David geskryf het om uiting te gee van dit wat die Here vir hom beteken en wat dit is om die Here te dien, wat dit is om 'n verhouding te hê met die Here. As ek nou so praat van verhouding, wil ek net so vinnig praat van aan die begin van die jaar, so af en toe het ek die voorreg dat die Here 'n mens, 'n woord na mens toe bring, waar jy duidelik hoor, die Here is besig om te praat hierso. En kry die woord sê, dat verhoudinge, ek dink dat is van ons wat sekerlik deur die ding gegaan het, dat verhoudinge is op 'n weegskaal. Begin van die jaar sê die Here vir verhoudinge, watch and learn, watch and see. Verhoudinge is op 'n weegskaal. Verhoudinge. So, ewe skielik vind jy jouself dat jy die groot ding aan met familie, jy die groot ding aan met vriende, jy die groot ding aan. En nou is jy voor 'n keuse gelaat. As jy iemand is van substance, as jy iemand is van mooi dinge, dan sal jy besef dat nie alle verhoudinge is regtig die moeite werd. Not all relationships mean something. Ander verhoudinge lei jou eintlik na die verdoemenis, lei jou in die verdoemenis, het lei jou na die diepte van plekke waar jy nie veronderstel is om te wees nie. Because nou baie keer vind ons onsself as 'n verhouding regtig bad is, bad relationships, bring jou op 'n plek waar jy battles moet beklei, wat eintlik niks met jou te doen het nie. Sister Portia. Die beklei battles wat niks met jou te doen is nie. Eintlik die Here bring vir hulle wat glo, vir hulle wat glo dat die Here bestaan, wat glo dat die Here werk, dat die Here werklik waar dat hy is hier, hy is saam met my. Weet ons dat you know that sekere dinge is ek nie veronderstel om te doen, want die Here is daar om ons te beskerm. Vir hulle wat glo, die Here is daar om jou te beskerm.
Die Here is daar om werk te maak met jou lewe, werk te maak met die verhouding wat jy met hom het. So nou word jy ingetrek, jy word ingetrek, nou sit jy daar en jy sit en dink, en jy wonder, hoe gaan ek 'n solution kry vir 'n probleem wat in die eerste plek nie sy joune was nie. Die Here wil vrede bring, die Here karwei, die Here bring hy vrede in jou lewe in. He's offering it to you. En dis hoekom hulle sê, is belangrik om discernment te hê. Dit is belangrik, die Here bring vir ons vir hulle wat glo, discernment. Die Here bring dit dan sodat jy kan kyk en sien en sê, nee, die ding, nee, dis nie vir my nie. En as 'n ding nie vir jou is nie, is eintlik beter om hy ding nie te bly. Because as die duiwel intree daar en hy kom saai verwoesting, is die probleem dat jy saam gaan, because weer eens jou plek verlaat. Diepe tou en ander mense se goede is 'n probleem. Mens met, soos ek nou sê, die verhouding is op 'n weegskaal. Mens moet baie versigtig wees en diep kyk en sien dat sekere mense, sekere situasies, sekere dinge is nie vir jou bedoel nie. En as dit nie vir jou bedoel is nie, choose to be out of it, to get yourself out of it. Because het komt daarop neer dat jy 'n keuse moet maak. As 'n verhouding nie vir jou bedoel is, as 'n verhouding jou, as die verhouding nie goed is vir jou nie, as dit leef na jou toe bring, die beste wat jy kan doen is om nie favors te doen aan chommies nie, om nie favors te doen aan boyfriends of girlfriends of wat ook al mag wees vir familie. Ek is altyd 'n sensitive issue. Dit is 'n baie sensitive issue. Familie kom van die Here af. Maar die probleem is dat soms, omdat het ook so bedoel is dat die Here gesê het dat deur familie, daar gaan posting kom deur familie, mense wat die liefste voor is hulle wat die grootste seer na jou toe gaan bring. Maar as die verhouding op die weegskaal geplaas is, ons weet ons die Here weet wat dit is, die Here weet wat hy doen. En soms gebeur dat die Here jou verhouding op 'n weegskaal plaas met jou familie. Then you have to choose. You have to choose sanity or madness. Ons moet choose. Ons moet choose. Dit is nie 'n maklike ding nie, dit is 'n moeilike ding. Ek praat met hulle wat die diepheid, wat dit in die diepte is met die opsigte van hulle verhouding. Ek praat nie van oor die algemeen, kom ek sien bietjie wat sê hy nie. Ek praat van hulle wat werklik vasgevang het in 'n situasie waar jy moet 'n choice maak. Die ding is gepush tot jy 'n choice moet maak. Want die dinge kan 'n mens omvergooi. Dit kan 'n invloed hê op jou verhouding wat jy het met die Here. Ek dink nie enige verhouding is die moeite werd wat dit jou so ver moet vat dat jy moet jou verhouding met die Here moet herdink. Jy moet nou mooi begin dink dat die ding, as ek buite myself moet gaan, dan moet ek eintlik iemand anders word. Dan is ek nie die mens wat die Here wil hê ek moet wees nie. Wat beteken dit? Onze verhouding met die Here is nommer 1. Dat is die belangrikste. Dat is nommer 1. Dat is die eerste verhouding. So, met alles, maak net seker you do not get out of step to where God wants you to be. En so ek praat maar net omdat dit belangrik is dat ons met mekaar moet praat, as ons sterk. En ons praat ons volgens die woord van die Here. En die Here is goed vir ons. Ons moet met mekaar praat, sodat 'n ding wat ek oorgekom het, dat jy nie dieselfde ding hoef te gaan nie. Amen. As die verhouding op 'n weegskaal is, jy kan dit mos sien, is duidelik dat die ding is. Choose sanity. Choose
your relationship. Choose your relationship with God first before anything else. Kom ons choose, soos Pastor Kosha nou ook weer reiterated, let us choose peace over everything else. Want sekere verhoudinge is nie die moeite werd nie. Veral as iemand nie die Here wil dien. Die persoon wil nie die Here dien en die persoon lei jou in die verdoemenis in. Now for the sake of keeping the relationship, which doesn't mean anything to you anyway, nou moet jy jou posisie verlaat. Onthou dat, wat sou dit beteken? You bly sane, bly by jou volle gedagtes, sodat die persoon as hy daar, wherever gegaan het, sodat as hy terugkom, dan kan jy hom help. Dan kan jy hom help. Dus die woord sê ook ons daar, laat die persoon toe dat hy gaan, sodat die Here met hom kan deel, dat hy in sy sonde, dat hy daar ver gaan in sy sonde, sodat hy sy kop kan staan, sodat hy kan terugkom. Die verlore seun het gegaan, en met madness, die madness en die maalheid van die wêreld, the madness of the world, he went to experience that, but then he had to come back to the Father. So laat hulle toe, check your relationship, as die relationship die vrede van jou relationship met die Here vat en al die dinge, choose not to get involved, so that when the person, as die persoon sy kop gestap het, so dat hy kan terugkom, en so dat jy hom recht kan help, because as jy albei nie mal, as jy albei saam gaan, as jy albei mal, maar as jy bly staan in jou posisie, as hy terugkom, dan kan jy met nugterheid die saak aanspreek en hom verder help, en vir hom sê, hey, my broer, ek hoor jou net, as jy reg baie wat ek vir jou kan doen, kom ons gaan daar by die keer daar in die sakkel, ek ken 'n keer daar, kom ons gaan daar so, na hy pastoor vir jou kan bid, sodat jy vir die regte woord, 'n vars woord, 'n fresh word, so you can receive a fresh word from the Lord. Amen. Dit is waarvoor die huis hier staan, sodat ons kan kom by mekaar en ons mekaar kan help, sodat ons hulle wat verhoorde is, daar buiten kan, sodat ons hulle kan, so dat is verantwoordelikheid op ons, soos ons Jesus sit, om dies wat van Stryker vraag, om hulle te help, om hulle aan die hand te vat en sê, kom, want dat is 'n sekere way, hoe 'n mens moet lewe, nie die way, dat is 'n way van die wêreld, en as 'n way wat gelewe word in die koninkryk van die Here. So ons moet nie confused ook wees nie. I can't be confused not knowing my position in the kingdom of God. Your position mag baie beteken vir mense in die wêreld daar buitekant. He's popular, he's a Messias. Maar in die koninkryk, wat is jou posisie in die koninkryk? Kos die Here mooi ons uit na die nuwe ding. Kom uit daar, kom in. Sodat jy kan receive life and life in abundance. Sodat 'n oorvloed kan wees van goeie dinge. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Genuinely good. Die goedheid van die wêreld is nice, but dit raak klaar, maar hierdie kant tot in ewigheid. Ek met myself, heel eerst moet ek dit wees, 'n kind van die koninkryk, ek is 'n mens van die koninkryk, I understand how the kingdom operates. There's a king, heel eerst, as ek confused is, en ek weet nie wat om te doen in die koninkryk nie, there's a king, and I have to submit to the king. I have to give myself to the king and allow him to take control of my life and sodat die plan van die Here kan uitgelewe kan word. That's a plan in die koninkryk, that's a plan. That's a plan. Al is jy hier is verlore, maar that's a plan. If you come back, that plan will start. Ek sal in aksie gestel word, sodat dit kan gelewe kan word.
die Here nodig jou, sodat hy vir jou kan regstel, as ek dit so kan stel, for the lack of a better word. God needs you to come to him. God needs you to enter into his kingdom. God needs you to accept him as Lord and Savior. God needs you to, jy moet, wat is hy die saak van? Jy moet erkenning gee dat jy sondaar is, en jy moet sê, Here, hier is ek, vat my, gebruik my, maak my, die Here sal jou skoonmaak, die Here sal jou oplig, die Here sal jou wit was, so sneeuw al is jou sonde skarp. Broers en sisters, kingdom, so ons moet ons self voordoen as kinders van die koninkryk. Nie net hier nie. Het is nice om te sien, die klap mooie hande en alles die, maar as jy nou beter kan sien, is jou enthousiasme vir die wereld, dinge van die wereld, vergelijkbaar net met dit. Ons vir jou kan, as jy uitstap en jy is daar, dan moet ons kan sien, nee, die as een kind van die Here, dan moet 'n difference wees. Dan moet 'n difference wees. So met ander woorde, as verhoudinge op 'n weegskaal is, ten opsigte van familie en so aan, dan was nie gesê, dat is net familie, dat is net dit nie. My verhouding met die Here geld ook. Wat is my verhouding met die Here? As jou verhouding met die Here is ook op 'n weegskaal waar jy nie so goed doen, dan is het tyd om to let go of other things and allow him to put the right thing into your hand. Die Here soek jou hande, skoon hande, sodat hy dit wat God werk is in jou hande kan plaas. Die Bijbel sê, do not throw your pearls to the swine. So, as dit wat die Here in jou hand kan plaas, dan moet werk gemaakt word met dit wat die Here in jou hand kan plaas. Because in die eerste plek, jy is nie sommer net so nie. Ons is nie sommer net so nie. We are fearfully and wonderfully made. Daar is 'n betekenis, daar is waarde wat gevoeg is aan elkeen van ons lewe. Daar is waarde toegevoeg. You just have to find it. If you feel like, my goede kom nie by mekaar, miskien is het omdat jy try om goede by mekaar te maak, miskien is het tyd dat jy moet toelaat dat die Here die goede by mekaar maak, sodat die regte ding kan gebeur, soos het moet gebeur. Amen. Dierbares, ek waardeer die geleentheid, ek waardeer die tyd, ek waardeer die ore, dat u na my kon luister, sodat ons kan deel wat het is wat die Here nou vir sy volk wil sê. Amen. Praise die Here. Halleluja. Dankie vir die getuie. Hou om getuie soms nodig is. Te hoor wat die Here jou hart gesit het. Soos wat jy gesê het, as hy nie nou kom praat nie, hoe gaan hy weet? Miskien gaan jy dieselfde ding weer. Miskien help die ding vir jou, wat die ding wat hy deurgemaak het, wat hy deurgemaak. Nou as jy daar woonstel sit, sal ons nie weet. Ons sal nie weet wat. Hoe kom die mense praat net, as hulle praat. Hulle weet wat gaan ek hier. We don't know what you're going through, but God knows. Any circumstance in your life, He knows. En so sê koning Dawid, hy sê, hy ken my sit, en hy ken my opstaan. Hy ken my lê, hy ken elke ding van jou. Die stuk wat ek like, wat hy sê, hier grond my gedagtes.
Nou as hy jou gedagtes hier gewoon, weet jy al klaar wat ze doen, denk jy? Ja. Voor jy nog kan dink, weet God al reeds wat hy dink. Is nie magic of wat nie. He is the creator. Hy het stof gevat en ek en die gebou in die stof. Dat wij die zal altijd horen als we ons graf toe gaan. Want stof is je gemaakt en stof ga je terug gaan. Stof tot stof. Die een stof breekt voor die andere stof. Ons is allemaal van stof. You go back where you coming from. Maar voor ik nog verder weer ga, you know, I don't know why it always is my turn to say give you, give. Yes, you have to give. Give yourself away also. But if you put your hands in your pockets, it's always something. Hij is altijd een probleem. Hij is de hartseerste van jouw leven. Wanneer je handen in je zak moet zetten. Om voor die kerk te komen geven. Dat is altijd een probleem. Maar je nou zo blijft, hoe gaan je hartseeren? Je gaat nog. Dan ga je zoek moet zijn. Je werkt je budget uit in die maanden. Zeg, ik moet hier gaan kopen, ik glad courant om te kijken waar is alles specials en goede en dingen zoals bij. Dan schreef die af en zijn hands gaan ook daar. Maar daar één probleem is, wij hebben niet gebudget worden. Ik heb ook gebudget voor R1000. Nou komen ze goed naar R1500. Want je komt onnodig goed ingezet. Wat die daar ingewezen. Simba chips en chocolate, sommer. Ik heb niet genoeg glazen, ik druk om die glazen op en het is. But when it comes to the Lord, je bij zijn. Moet niet bij zijn. Jy must be. Want die Here by zijn nie om jou wakker te maak in die oggend. Hy by zijn nie, hy sê staan op. Daar's ander mense wat vir die Here vra om te sê, maak my tyd wakker. En hy het vir die Here gevra, maak my tyd wakker en God maak jou tyd wakker. Jy dink die skrik van self wat wakker is. Die begin nie vir God gevra, ek wil 3 uur wakker word nie. Jy vergeet om, ek moet 6 uur ek moet opstaan. Sonder alarm maak God jou wakker. Jy skrik net voor jou alarm wakker. Om werk te gaan. Jy is so getrou in jou werk en dat je weet, je moet niet laat komen van de lichaam met pijn. Ik dacht. Dat zijn we 1 keer, 2 keer zien als je laat komen. Maar ja, de derde keer gaan we van je geld wat, want je maakt het nog gewoonte. But when it comes to give to the Lord, it's a sore thing. It's very seer om je hand in de zak te drukken. So hy sê vir Moses, trek jou hand, vat jou hand en sit hom hier in jou bosom. Sit hom hier in. Jy sê hand die dan, het is om handvol seere. Want ek nie vir hy nie gevoel, het is God wat met hom praat. Sometimes God talk to you, and God can give to you. He already give you life. What will you nog have?
Hy gee jou lewe. En lewe in oorvloed is die lewe wat God vir u gee behoort. Kom ons gaan opstaan, ons gaan gee aan die Here wat aan die Here behoort. En Keiser het ons klaarsyne gevat. Want Keiser vra jou nie nog nie. Hy vat al sonder ten voor jy nog roepie gekry het. Dan vat Keiser al klaar. That's why you have to give what belongs to God. Because when sometimes I say, alright, this was it left. Dan moet beter nog gekoop word. Hy generate nodig olie op. Ek kan nie net so hard loop hier. En van alle oorlogers gaan die petrol ook duurder raak. Die diesel gaan glad amper R5 is. Van next maand af van die kos op. Alles gaan op. Nou vraag ek vir myself, het ons dan die olie in ons land toe? Hoeveel olie wat ons opgaan. Everything's going well. But let's give to the Lord what belongs to the Lord this morning. En die Here sal julle werklik sien. You must plant your seed this morning. Give as you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Oh, give as you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Oh, give as you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Thank you, Mr. Golda. Ons gaan een aanbrengingswoord krijgen. Maar van die Heer achter dat toehoren. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your